wat so vyhandige optrede geaanvaar het. Hy sê, dan sal julle nie geestelik moeg word of uitsak nie. Here Jesus, U het kom doen wat ons nie kon regkry nie, Here. Partykeer besef ons nie eers waarvan af is ons gered nie, Here. Ons is uit 'n hulpelose situasie uitgered. Ons kon niks doen nie. Ons was mislei deur ons vlees. En ons het gesê, kruisig hom. Ons kon nie sien, dis die seun van God nie. Ons hou U voor oë, Here. Ons sit vir U op ons skaal. Die gewig van Christus outweigh al my sorrows en my struggles. Niks kan meet met die werk van die kruis nie, Here Jesus. Hou met voor oë, daar waar jy staan. Ag, kom aan. Wil jy nie aan die werk van Christus jou lewe kom bedien nie? Daar waar jy staan nou, kom aan. Hou hom voor oë. Die een wat die sonde geken het nie. Hy het nie geweet wat dit is nie. En tog het hy dit geword. Wow. Here Jesus, aan U kom al die lof toe. En U kom al die eer toe. Tot in ewigheid. U het ons kom verlos. En U het ons kom vrymaak. Here, ek bid vir U gemeente, dat U hulle geestesoë so sal verhelder, Here. Dat hulle sal weet wat hoop daar is in die roeping in hulle lewe in Christus. Here, dat ons sal weet hoe ongelooflik groot die krag is, wat U uitoefen in die wat glo. Het is dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood opgewek het, wat nou werk hier binne in die gelowiges. Wow. Christus Jesus is die hoof van die liggaam, is die hoof van die kerk. Aan U kom al die eer toe, die volheid van U wat alles en almal vervul. Vat ons self weg, vul ons met U volheid, Jesus. Ons wil U sien. Ons wil nie die storm sien nie. In Jesus naam. Amen. 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 Dankie julle. Amen. Halleluja. Is dit nie awesome nie? Is dit nie awesome nie? Dat jy niks gedoen het nie? Wanneer laas het jy Jesus voor oë gehou en het besef dat dit was nooit jy gewees nie? Dat jy moes dit aflê ergens. Ek het laas naweek daaroor gepraat. Ek het dit altyd geweet my hele lewe lank. Ek het geweet ek moet word soos daai kerkmense word. Maar ek het geweet dit gaan 'n afgooi van my lewe kos. Ek het geweet ergens gaan ek 'n besluit moet maak. Want die stem van die Here roep altyd. Al is dit in 'n distance. Hy roep. Kom by die aflê. Ek dink daai deur gaan nou waai. Ons hak kom in by die eerste hakkie. Oh. Amen. Goeiedag, is 'n lekker dag. Maar dit is maar hoe ons mense is. As dit warm is, dan hou ons oor die warmte. As dit koud is, dan hou ons oor die kouete. Soos ons word nie bevredig nie. In die vlees is dit gedurig iets. Ons soek die hele tyd iets. Ek sê nie, Tannie Rita het nou iets gesoek nie, maar ons natuur is so. Ek lees hierdie week Deuteronomium 1
En ek kyk net daar hoe Moses met hulle praat. Hy verduidelik vir hulle, ouens, hierdie is God wat vir julle rigting gegee het in die woestyn. En as julle nie weet waartoe om te gaan, waar water is of waar kos is, het hy gewys. En in die dag het hy in 'n wolkkolom voor julle uitbeweeg. Julle kon hom fisies, julle kan die manifestasie van God sien. Hy sê in die aand het hy in 'n vuurwolk julle gelei. En God beveel hulle om in te gaan in die bergwêreld in, want hy gee dit vir hulle oor. En op een of ander wonderbaarlike manier kry hulle dit reg om te redeneer in hulle hart dat God haat ons. Nadat God hulle uitgelei het uit slawerny uit Egipte uit, met wonderwerke wat out of this world is, bonatuurlik is, die see gesplit vir hulle. Dis 'n storie nie, gaan kyk 'n bietjie wat aangaan in die wetenskapwêreld. Hulle het fisies daai area gekry waar die Rooi See gesplit het en alles. Wetenskaplik maak dit sin dat dit het gebeur. Chariot wheels gekry onder die water en alles. Alles is daar, man. Alle evidence dat hierdie goed gebeur het is daar, maar nog steeds dat die Israeliete het al die goed beleef. God was fisies by hulle gemanifesteer. En tog nog steeds, terwyl hulle fisiese oog dit sien, kies hulle dit nie. Kies hulle nie om in te gaan nie. Nou ek dink so aan die toestand van mensdom, aan hoe bedrieglik ons vlees kan wees. En almal wat sê ja, die Here Jesus moet kom. Ek wonder wat sal jy regtig gemaak het as hy nou kom. Dit sou net 'n rukkie gewees het as dit weg. Dan mense weer aanbeweeg. Hulle sou nie eens meer vir Jesus gesien het nie. Want hier lees ons van 'n event wat wel so gebeur het, waar God fisies gemanifesteer het aan sy volk. En hulle so gemaklik geraak het dat hulle hom nie meer kan sien nie. En hy gee hierdie bediening van die Gees vir ons. En hy sê in Korintiërs 3, as hierdie bediening van Moses met soveel heerlikheid gekom het, met al hierdie verskynings en wonderwerke, daai 40 jaar in die woestyn, was nie 40 jaar in die woestyn nie, kry jou perspektief anderste. Dis omdat ons in daai gevalle mindset lewe, van ons dink alles is 'n woestyn. As jy die woord van God gaan lees, dan sien jy, ja, dit vind plaas in 'n woestyn, maar hulle lewe in 'n massiewe wonderwerk. En ons verruil die wonderwerk deur dieselfde kontras kom later aan die heeltyd met Petrus op die see. Hy verloor fokuspunt. Hy besef nie hy's in die wonderwerk en iewers skielik toe raak die reuse golwe vir hom sigbaar. Maar oorspronklik, Petrus se oorspronklike uitroep was, toe hy in die boot sit en die storm was daar, was hy en Jesus kom op die see aangestap. Petrus sê, Here, beveel my om uit te klim hierso. Ons almal dink Jesus het hom uitgenooi. Petrus se woorde is, beveel my Here, ten spyte van wat omgaan, want dit is nie die fokuspunt nie, om uit te klim hierso. Hy was in 'n trance, dink ek moes hy wees, want hy kon nie die golwe sien nie. Al wat hy kon sien is vir Jesus op die water en die volgende uitspraak wat hy maak. Wanneer laas het jy so gebed gegee, by the way? In jou storm, in jou kankersituasie of in jou huwelikssituasie. Is jy so gefokus op die omstandighede en die situasie dat jy nie eens sal waag vir die Here om te sê, Here, beveel my om hier uit te klim nie. As lig van die wêreld, as sout van die aarde, is dit ons opdrag. Petrus, daai einste ou wat uitklim, gaan later aan in Petrus en hy skryf, hy sê, hierdie geloof wat julle het, om daai te kan wil doen, om daai gebed te kan gee in 'n storm, van Here, beveel my om hier uit te klim. En Jesus grant dit. Jesus sê, by all means, kom. En hy gee dit. En hoe baie keer beantwoord God nie die vrae van die kerk nie, van die liggaam. Wat hy sê, alles wat julle in die Vader se naam vra, sal ek doen, sodat my Vader juis verheerlik sal word. God antwoord ons gebede. Maar soos daai storie kan aflei, die oomblik toe hy dit geantwoord het, toe raak hy gemaklik. Ons doen dit.
Die oomblik, as ons voel, die pressure is af, in ons storm, dan raak ons gemaklik. Dan voel ons iewers skielik, ons kan 'n Bybelstudie skiep, of whatever. Alles is geantwoord, daar's vrede, is herstel. En jy geer een terug. Dis toe Petrus een teruggegeer het, wat hy gesink het. Maar die wonderbaarlikste ding is, Jesus Christus was onmiddellik daar. En hy ruk hom onmiddellik weer uit. So julle moet nie ge-worry raak nie. Vandag se boodskap gaan uit en uit op hoe ons, ek kry die afgelope paar weke die heeltyd te doen met mense wat maar probleme het. Ek sien baie mense deur die week en ek gesels met hulle en die afgelope 2-3 weke kom maar die heeltyd goed deur in die gees. En hierdie week sterk deurgekom weer van mense, kinders van die Here, gelowige kinders wat hulle ore uitleen vir leuns. Vir alles, op een of ander rede, het ons die reg gekry om alles te wees en te glo wat nie God is nie. As vrees en angs en depressiwiteit inkom, moet jy weet, dit is nie van die Here nie. Dit is 'n leuen wat besig is om te infiltreer in my lewe en dit steel my vreugde. Dit steel die vrug van die Gees, daai selfbeheersing, daai geduld, die liefde, die geloof. Dit steel alles stelselmatig. Is dit soos 'n kanker dingetjie wat inkom. Jy dink kanker is jou siekte. Kanker is nie jou siekte nie. Hierbo is jou siekte. Dis die ore wat inkom omdat ons kry itching ears. Ek het laas Sondag vinnig daaroor gepraat van Timoteus wat sê, daar gaan 'n tyd kom wat mense nie meer die gesonde leer sal aanvaar nie. Die gesonde leer is alles wat Christus is, die volle gewig van Christus en wat hy betaal het aan die kruis. Iemand wat angstig en depressie en geworried is, glo nie aan die volprys van die kruis nie. Ons as kinders van God het die woordjie geloof so afgewater dat ons dink net omdat ek kan sê, maak dit my. Nee, Jakobus sê, fine. Jy sê dis nie nodig vir dade nie, dis net nodig vir geloof. Jakobus sê dis reg so, maar wys vir my. Wat sê hy? Wys vir my jou geloof sonder dade en ek sal vir jou my geloof wys uit my dade. Wat hy daar sê is nie werke om gered te word nie. Wat hy daar sê, 'n ou wat glo moet 'n manifestasie hê van dit wat hy claim hy glo. Dit moet sy leefwyse wees, dit moet 'n kenmerk wees, reg deur die kerk, reg deur almal wat claim hulle glo. En daar is miljoene mense wat claim hulle glo, maar hulle weet nie wat hulle claim nie. Hulle weet nie wat hulle glo nie. Al wat hulle glo is 'n one-way ticket to heaven. Dis fine, jy gaan dit kry. Maar Christus Jesus het 'n koninkryk gebring. Hy het gesê, wie die seun vry maak sal vry wees. Inderdaad. Verstaan? En ek sien nie mense wat vry is nie. Ek sien mense wat teruggaan en vra die hele tyd. Here, het ek genoeg geloof gehad? Is dit? Is dit dat? Verstaan? En hulle kom onder so 'n veroordeling. En is heeltemal die verkeerdste fokuspunt om te kan hê, is om te kyk, want kom ons lees 'n skrif, is om dit oor jou te maak. Ek weet dit klink baie keer hard en ek preek baie keer daaroor en mense vang dit nie lekker nie, maar die skrif maak dit duidelik dat as ek tot geloof kom, as ek tot bekering kom, dan vind daar 'n wedergeboorte plaas. En Paulus sê, dis nie net Bybel lees, ek sê, wil jy 'n lewe waar jy glo en waar dit actually manifesteer wat jy glo, wil jy dit hê? Ja. So dan moet ons alles vat. So, as God sê, ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. As hy daai statement maak, en dit is baie groot, dan moet ek my inspan om dit wat ek glo, dat ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus, dan moet ek my inspan om te lewe as 'n man van geregtigheid, nie as gevolg van dade wat ek doen om te pleasing te wees nie, maar dit wat mense moet observeer, moet weet ek is vry. Daar gaan 'n ou wat ek weet nie 'n goeie lewe gelewe het nie, maar ek kan sien die bloed van Jesus het hom vrygekoop. Hy hou dit nie op homself nie. Hy draai dit nie inwardly en maak 'n issue oor hom nie en stagneer oor sy trauma en wat hy ervaar het in die lewe nie. Hy lê dit af. Daar kom 'n dag, daar kom 'n besluit wat jy dit af lê.
Ek kan nie net sê, ek glo die hele tyd. Ons almal praat so, voel vir my soos ouens, as jy vir my sê jy glo, dan glo jy aan alles wat Christus is. Alles wat hy was, alles wat hy kom manifesteer het, alles wat hy as voorbeeld, soos wat Petrus sê, kom model het vir ons, sodat ons in dit kan voortmodel. Moet ek glo, die volle gewig van die werk van die kruis, wat gekoop is, die prys wat betaal is, sonde, hy wat geen sonde geken het, het sonde geword, sodat ek die geregtigheid van God in Christus Jesus kan word. As jy dit glo, dan kan jy nie toelaat dat leuns infiltreer, itching ears. Hy sê, as gaan 'n tyd kom wanneer mense nie die gesonde leer wil aanvaar nie, maar hulle sal vir hulle leermeesters bymekaar maak en alles sal sê wat hulle wil hoor. Maar dit gaan oor hulle. Dit gaan oor, en daai is die grootste ding in die liggaam van Christus wat moet wegkom. Die ek, my gevoelings is seer gemaak. In die liggaam van Christus word jy nie seer gemaak nie, jy is dood. Dis Christus Jesus wat lewe. As jy wel dit ervaar of seer gemaak voel, dan is dit aan Christus. Moenie daai las op jou sit nie. Moenie jy die gif drink en sê ek is 'n victim nie. Want dit is leuns. Die woord van die Here sê ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek operate uit victory uit, ek operate nie uit 'n victim uit nie. Ek weet die lewe is hard, ek weet almal het 'n storie, ek weet ons almal het deur goed gegaan. Maar ons kan nie vir die wêreld dit wys nie. Ek kan nie vir die wêreld wys my skaal, my sorges en my probleme outweigh Christ. Dit is nie lig nie. Dis duisternis, dis dood, dis iets wat supposed was om by die doop begrawe te wees. Hy sê in Romeine 6, sê hy sê as ek saam met hom gesterf het, sekerlik sal ek saam met hom opstaan en heers. Staan. Hier is 'n oefening wat ons, as jy iets wil oefen, moenie kerk speel beoefen nie. Moenie jou eie filthy rags noem Jesus dit wat ek try doen. Is soos vuil lappe, dis niks voor hom nie. Dit tel vir niks nie. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. As jy gaan glo, dan moet jy die gewig van dit wat jy kleinweg glo, ten minste in Matteus 6 vers 33, seek the kingdom, his righteousness, sy weg. Myne is verkeerd, myne is misleidend. Ek sien my nageslagte van die begin van skepping af, sien God fisies en hulle kies hom nog steeds nie. So ek kan nie op my eie insigte staat maak nie, soos wat die Spreuke sê. Ek kan nie op dit staat maak nie. Galasiërs 5 sê, met die vlees, wat die vlees wil hê, is teenstrydig met die gees. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. Wat die een wil hê, wil die ander een nie hê nie. Daar's 'n clash. As jy die vlees lei na dood, jy kan dit nie vertrou nie. Dit sê kom jy moet dit doodmaak. By die doop het jy dit doodgemaak. Jy claim dit, jy programmeer dit dat hierdie opstanding uit hierdie water as ek hier uitkom. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wat se storms kom nie. Dis Christus Jesus wat hier opstaan. Toe ek onder die water gaan, toe stroom dood. En die volgende gebeurtenis, die volgende wonderwerk waarvoor jy wag in jou lewe, is die oomblik as jy uit die water uit opkom. En jy sê, Here, binne in daai water lê my sonde. Ek soek dit nooit weer terug nie. Ek kan nie weer terugdraai so toe nie. Paulus sê, as daar een ding is wat ek doen, ek maak my los van wat agter my is en ek strek my uit wat voor my is. Ek gaan nie terug na die sewage water toe waar ek my sondes laat neerlê het en my begrawe het en nou staan ek op met Christus. Daai is die grootste gebeurtenis. Kan jy net vir 'n oomblik, dis wat hy gesê het in die begin in die gebed, hou hom voor oë. Kyk wat daar gebeur het. Ondersoek jouself. Werk jou redding uit, sê Paulus. Kyk na die gewig van Christus. Kyk wat jy claim, kyk wat jy glo. Kyk hoe wow is dit, kyk hoe awesome is dit. Kan jy dit sien? Of is jy in die pad? Filippense 4 vers 6 tot 9.
Hy sê, do not fret or have any anxiety about anything. Moenie jouself toelaat om te justify hoekom jy nou 'n bietjie moet worry nie. Die woord van die Here sê, wees oor niks besorg nie. Sien julle die woord niks? Do not be anxious or worried about anything, but in every circumstance and situation, by prayer and petition, with thanksgiving, continue to make your requests known to God. Hy sê altyd, jy kan kyk in Paulus se briewe, kom thanksgiving in. Thanksgiving kom altyd in. Jy doen jou gebed, jy doen jou prayers en jou petitions en jy press in, ja. Maar kyk net gou, wat se karakter kom agterna. Hy sê, ja, ek sien, daar mag dalk worry surface, daar mag dalk anxiety inkom en alles, maar jou gebed eindig in meer as 'n oorwinnaar. Hy sê, thanksgiving. Het gaan nie oor jou nie. Hy sê, sodra jou thanksgiving uit jou gebed uit weggaan, dan weet jy het hierdie saak geïnternal. Jy het dit oor jou gemaak. Want as ek dit oor my maak, dan gaan ek verder in die angs in. Angs, worry, depressie, stres, môre, wat gaan gebeur, my man, my huwelik, in plaas van om dit na die Here toe te bring. En geloof, onthou jy, ons het gepraat oor geloof, die thanksgiving is 'n confidence in jou geloof, dat dit waaroor jy geplee en gebid het, jy het dit glo, en jy begin al klaar dankie sê. Jy eindig jou gebed met 'n victim mentality nie. Jy het requests, make it known. Maar jy eindig dit nie so nie. Jy stap nie swakker uit jou gebedskamer uit as wat jy ingestap het nie. Sekere van ons gaan so in 'n gebedskamer in so 'n toestand en ons pak af by die Here asof hy net vir jou kan ryk of nog nie eens raak sien nie. Kamstig nou, want jy maak dit so. Jy het dit geïnternalize. Dat jy sê nie is, jy het nie eens meer die confidence om dankie te sê vir die request wat jy gemaak het nie, want jy is geconsume met die angs. Die thanksgiving is uit by die deur. En dit gaan net oor jou. Was jy geloof betrokke nie? Gaan verder aan. Hy sê, en dan, almal praat hieroor, maar ek sien baie min mense dit ervaar. Hy sê, and the peace of God, that peace which reassures the heart, that peace which reassures the heart, that peace wat nie maak soos die Israeliete, dat jy nie vir God gaan kies, al sien jy hom nie. Hierdie is anderste, hierdie is die geesbediening, dis baie meer heerlikheid. Dat in jou storm gaan jy hom nog steeds kies, in jou gevalle toestand, kan jy hom nou kies. Dis die grootste wonderwerk. Die manna uit die lug en die water uit die klip en die woestyn is nie die grootste goed nie. Die split van die Rooi See was nie die grootste ding nie. Die grootste ding is, jy is gewederbaar. Jy het 'n geleentheid gekry om jou sonde af te lê. Dood by die doop en op te staan en te lewe in Christus. Dis wat jy claim jy glo. Maar ons gebruik die woordjie net glo, want dit klink nou mooi, ek glo. En almal praat van glo links en regs, dis maar niemand verstaan wat hulle glo en wie hulle is in Christus nie. Hulle loop rond met 'n lang gesig. Ek sien nie lig nie. Ek sien mense wat met solarpaneltjies of iets rondloop net om krag te kry om vir hulle lig te kan laat skyn. God is aan sy styl. Hy het nie iets nodig om te lewe nie. Jy het nie iets nodig om by te voeg by die werk van die kruis om jou heiligheid meer sigbaar te maak nie. Jy het geloof nodig. Jy het weer 'n diep sessie met die Here nodig en gaan kyk na jou redding en kyk wat is die ding wat ek claim, ek glo, wat behels die volle gewig van Christus en alles wat vir my betaal is. As die Here Jesus sê, die Heilige Gees is the wonderful counselor. Hy sê advokaat, hy sê vertrooster, hy sê al daai goed is dit nie net 'n mooi storie nie? Dis wat manifesteer in jou lewe. Hy sê moenie angs word nie. Die angs is jou check engine liggie wat aankom.
Jy ry nie 'n kar met 'n check engine liggie, die olie liggie is aan, jy hou aan en jy hou aan en jy hou aan met ry nie. Want jy gaan hopsies. Angs en worry en al daai goeders is God se check engine liggie in my vlees wat aankom. En sê jy het jou Thanksgiving verloor. Jy het hierdie ding geïnternalize, jy het jou doop vergeet. Jy het vergeet dat jy dood is en is Christus wat lewe. Jesus Christus vra vir jou, dink jy ek is ge-worry? Dink jy Jesus is ge-worry? Dink jy Jesus moet nog gaan fight vir iets? Dink jy Satan moet nog oorwin word? Sien, julle weet nie goed. Nou vir Christus is niks so worry nie. Vir hom is niks 'n probleem nie. Vir mense is dit onmoontlik, maar by hom is alles moontlik. Kry amper seker lelik. Kry jou kop reg. Jy kom met requests voor die Here en is lankal geantwoord. Jy hou dalk net nie van hoe dit lyk nie. Ek sê altyd hierdie boek gaan nie oor informasie nie. Dit gaan oor transformasie. Ons hele lewe, ons hele journey hier op aarde gaan oor hoe ons transformeer van donkerte na lig die heeltyd. Ek transform al hoe meer in die beeld van Christus. Dis my fokuspunt. As jy het gaan internalize, if you're going to be anxious for everything and you're going to lose your thanksgiving, you aren't going to progress. Jy gaan hierso by iets bly wat klaar betaal is. En jy gaan try afbetaal iets. Hoeveel skuld ek nog? Daar die geld tel nog. En die Here Jesus skree uit sy woord uit. Dis klaar betaal. Dis gedoen. Hou op, hang hierso. Jy wil iets betaal wat klaar gedoen is, gaan vorentoe. Ek maak my los van wat agter my is. Come on, ek praat hierdie goed en julle almal hoor dit, almal oe en al en goed is, maar ek wil julle hê bly eendag stil en laat hierdie woord in jou hart val. En oordink dit en sê Here, ek glo, ek sê al jare lank ek glo, maar ek het nie 'n klou waarna ek glo nie. Ek glo in 'n one-way ticket to heaven, dis al. Maar ek ken nie die ander goed, die Here. Ek ken nie 'n koninkrykie. Ek ken nie die manifestasie van die koninkrykie. Ek ken nie u hand in my lewe nie. Ek weet nie wat dit is om werklik waar 'n getransformeerde gedagtegang te hê nie. Jy weet, Dawid sê, hy sê die aarde is sy voete, sy voetstoel en die hemele is sy troon. Verstaan? So hy sit en sy voete is op die aarde. En as hy opstaan en hy loop rond, waar loop hy rond? Op die aarde. Wat 'n prentjie gee dit vir jou? Dat jou, wat Paulus sê in Korintiërs, hy sê, jou gedagtes op na die dinge daarbo. As jy loop op die aarde, maar dit wat jy sien en dit wat jy bedink, is nie hierdie fisiese goed nie. Dis nie hierdie storm nie. By my is niks onmoontlik nie, as jy jou fokus daar. Is daar nog thanksgiving in jou hart, of het jy het geïnternalize, het jy victim geraak? Het jy het oor jouself gemaak? Maar jy kry die hele tyd die prentjie, wat Jesus Christus bring, as hy met Nicodemus op pad, jy kan sien in sy gesprek, hy sê hier nie, hy sê in die hemel. Hy loop hier rond, ja. En Jesus kom en hy preek die hele tyd, julle moet julle gedagtes verander. Die Israeliete het vir God gesien en nog steeds nie geglo nie. Julle gaan 'n heeltemal 'n ander bediening hê as hulle. Dit is 'n bediening uit die Gees. Dit is waar ek gaan inkom en jou gaan bedien, maar jy gaan moet aflê van jou lewe. Want hulle wou nie aflê van hulle lewe nie. En later het dit hulle so mislei dat God in 'n vuurkolom voor hulle uitbeweeg en hulle het nie glo nie. En God sê vir hulle, gaan in die bergwêreld en gaan verslaan die Amalekiete. Ek gee julle en julle mag oor. En hulle sê nee, God haat ons. Ons gaan dit nie doen nie. Hulle dink God wil hulle vang, strik tel op iets. Dus hoekom ek kan nie uit my eie uit iets sê nie. Ek kan nie uit my eie uit 'n besluit maak nie. Ek kan nie 'n victim mentality skep in my wese nie. Ek kan glo. En ek kan kyk waarna ek glo. En ek kan kyk, is dit my lewe?
Ek het al hierdie requests voor God, ek maak alles bekend en alles. Sê dat God dit doen nie, dit is iets wat natuurlik gebeur, dit is 'n stelsel wat gefiks is, en sodra mens weer terugkom in sy oorspronklike creation, dan werk alles uit in hierdie stelsel. Dit is voorspoed, dit is nie teëspoed nie. Want jy sê altyd, ja, maar dis 'n prosperity gospel. Ek kan nie sien hoe dit anders is nie. Dit is 'n prosperity gospel. Want God vat 'n mens en hy's wedergebore van niks af nie en hy maak hom 'n koning en 'n priester. Hoe kan dit nie prosperous wees nie? Dis dalk die mense wat te erg is oor geld wat dit in 'n prosperous ding maak. In my denke, geld sal anyway volg. Want geld volg die waarde van goed. Soos hierdie gebou as hy mooi opgemaak is, dan het hy meer waarde, dan kan jy meer geld vra vir hom. Dit is hoe dit werk, in natuur en alles. Geld volg altyd die waarde. So geld is nie die issue nie. My issue is, dat ek nie gaan klik wat my waarde is in Christus nie. Dat die gewig van wat ek glo, nie gaan realiseer in my lewe nie, en ek gaan 'n victim wees, en ek kan nooit die wealth kry wat volg nie. Het gaan nie oor die geld, en die geld is 'n bysaak. God is Here oor alles. Ek moet glo aan die volheid van hom waarmee ek gevul is. Ek moet glo in die waarde van Christus. Ek moet glo dat daar nie worry is in hom nie. Ek moet glo dat hy is vir my, want hy het tog aarde gekom om vir my sondes te sterf. As ek dit glo, dan moet dit net daai feit alleen behoort al jou probleme op te los. Maar ons oordink dit nie, ons wil nie meer dink nie, ons het screen time en dis 'n obsessie met alles en is Timo en niks lelik aan die tyd, ek bedoel dit nie lelik nie. Maar jy verstaan, is alles goed wat ons aandag vat. Ons ken nie meer die gewig van ons redding nie, ons ken nie meer die gewig van die werk van Christus aan die kruis nie. Want ons het hierdie ander platform wat alles vir jou wys wat jy nodig het. Wat die wêreld jou kan bied. Dit is alles teenstrydig met wat God sê. Ek sê nie 'n sonde nie, hoor my mooi. Paulus sê vir die Korinte, hy sê alles is geoorloof, maar nie alles is voordelig nie. Verstaan, as ek ure lank op my foon in die aande lê en skrol, is nie sonde nie. Maar Paulus sê dis nie voordelig vir jou nie. Hy gaan dit klassifiseer as sonde. So wat ek sê, as jy te veel op Timo uithang, ek sê nie jy is sondig nie. Al wat ek sê is dit is nie voordelig vir jou nie. En wat Paulus daar sê, is dit gaan jou master raak later aan. Dit gaan jou beheer. Jou foon gaan jou beheer. En dan val mense rond, maar ek gaan kerk toe Sondag, ek gaan Bybelstudie toe, ek doen al hierdie goedes. Ja. Maar die integriteit, dit wat jy doen wanneer niemand jou kan sien nie, wat gaan daaraan? Want dis hoe God dit ingestel het. Hy het nie gesê van, hy sê jou werke is filthy rags. Gaan nie oor hoe baie jy kerk toe kom nie. Jy voel nou lekker vir die dag en goed, sê, wat doen jy persoonlik, ek en jy, in ons verhouding? Hoe intiem is jy met my? Want dit gaan vir jou die geloof gee. Hebreërs, Romeine 10 sê hy ook, kom deur die hoor van die woord geloof. Josef se broers gooi hom in die put. Aaklige scenario. Ek wonder wat sal jy maak as dit gebeur. En later aan toe in die tronk. In 'n vreemde land. Waar hy nie wil wees nie, hy wil by sy pa wees. Trek vir hom ander klere aan. Hy's 'n Hebreë. Hy glo in God. Nou is hy by 'n man wat dink hy's God. 'n absolute abomination in die oog van God. Hulle gee vir hom 'n vrou wat hy moet vat in 'n land waar hy nie wil wees nie. En klere wat hy nie wil dra nie. Hulle verander sy naam, gee vir hom 'n Egiptiese naam. Hulle try sy identiteit steel van hom.
Sy broers gooi hom in die put, familie gooi hom weg. Aaklige besigheid. Maar wat was Josef se fokuspunt? Nie die tronk nie. Nie die put nie. Toe sy broers voor hom kom staan, ek en jy sou daar gesê, ja, sien jy nou soek in die paleis, jy het my in die put gegooi, jy het my doodgehaal. Nee, dit was nie sy fokuspunt nie. Hy het geweet, toe hy jonk was, het hy 'n droom gehad van God. Hy het geweet, God het gepraat met hom. Hy het nie soos die res van die Israeliete vergeet wat God gedoen het nie. Hy het nie soos ons, wat baie keer claim ons glo, vergeet wat is die gewig van Christus aan die kruis nie. En toe sy broers voor hom kom staan, toe sê hy, moenie worry nie, dis nie julle wat my hiernatoe gestuur het nie. God het my vooruitgestuur om julle te red. So die fokuspunt is nooit jou trauma nie. Die fokuspunt is nooit die storm waartoe jy gaan nie. Prediker 3 vers 1 sê, daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. As 'n seisoen en sit Prediker 3 vers 1 op, voor ek nou 'n hele ding. Maar ek hou so baie van die vers. Ek gaan altyd terug na dit toe. En ek staan op die woord van die Here, en want hy sê die woord sal nie onbehaag terugdraai na my toe nie. Dit sal doen wat dit gestuur is om te doen. Ek is nie soos 'n mens dat ek sal verander nie. En hy sê alles het sit gou die Engelse een op. Enige Engelse een. Hy sê there is a season, a time appointed for everything. So alles het 'n appointed tyd in lewe. Hy sê for everything and every time, for every delight and event or purpose under heaven. Hy sê alles het 'n tyd en 'n plek wat dit moet gebeur, wat goed gebeur, en daar is altyd 'n purpose in dit. In die winter, as saad in die grond lê, groei die plante nie, maar die purpose vir die winter is sodat daai plante hulle wortels kan verder afsteek in die grond en sterker raak. Dis die purpose. Jy beleef nie enige vrug in die winter nie, niks groei nie, alles lyk dood, maar onder in die gees, dit wat aan die gang is powerful. Josef het nie weggestoot van omstandighede nie, want hy het geweet dit wat God in sy hart ingespreek het. Hy het vasgeklou daaraan. Hy het nie gekyk nie. Petrus in die boot het vasgeklou met sy oë aan Christus, en hy gee bevel, laat my uitklim hierso. Ons wag tot die storm oor is, dan sê ons vir die Here, laat my nou uitklim. Dit is in die storm waar jy die krag van God ervaar. Vrede is nie gemaak vir die afwesigheid van die storm nie. Dit is in die storm waar jy dit ervaar, waar sy krag, waar hy sê vir Paulus ook, as ek swak is ek sterk. My genade is vir jou genoeg, my krag kom juist tot werking wanneer jy swak is. Dit is nie vir ons as gelowiges om weg te skuif van die storm nie. Ons rejoice daarin, want daar's 'n purpose. Dit maak die gelowige opgewonde. Ons is nie victims nie. Ons maak nie hierdie ding inwards en laat dit oor my gaan nie. Ek bly in thanksgiving. By everything, make everything known through prayers and petitions. I say, don't be anxious about anything, because there is a purpose for everything. Ek sal jou nie soos 'n weeskind agterlos nie, sê die Here. Hy sê, en wie ek vry maak, sal inderdaad vry wees. Glo jy die goed, my kind? Vertrou jy my? Area om te vertrou weer eens is nie 'n area waar alles regloop nie. Almal wil vertroue hê, almal wil meer geloof hê, almal wil alles meer en meer hê, maar almal hardloop weg van die storms af. Daar's 'n purpose vir jou storm. Ek praat met baie mense en dan kan ek sien hulle is vasgevang in die trauma van die event. Ek het nou die dag met iemand gepraat wat deur 'n horrible ding gegaan het, 'n crime. Dat hulle die persoon wou beroof het en alles. Maar die persoon sê vir my daai oggend, toe sy opstaan op pad lughawe toe, het net vir die Here gevra, asseblief laat ek dit veilig aan die ander kant aankom. En ek sit voor die persoon, ek sê, wow, hier sit jy. Ja, maar het ek nie genoeg geloof gehad nie, hoekom het dit gebeur? En al, ek sê, dit is die fokuspunt hier. Ek sê, dit is die fokuspunt hier, hier sit jy. Jy staan deur.
Wat was jou oorspronklike request? Nee, ek moet veilig wees. En? Jy hou nie van die omstandighede of hoe die gebed beantwoord is nie, en daarom kom dan ook 'n condemnation. Maar my geloof was te min. Dis seker iets wat ek verkeerd gedoen het. Wat 'n leuen is dit? Josef het nie dit vir hom gesê toe hy in die put gegooi was nie, of in die tronk gegooi was, of in 'n land waar hy nie wil wees nie. Hy sê nie, God het my gestuur uit hiernatoe. Ek weet hoekom ek hier is. Daarom verheug ek my oor swaar kry en alle ontbergings en al daai goed is. Petrus sê, want julle geloof is kosbaarder as goud. Soos wat goud en silwer gelouter word in die vuur, so moet julle sin ook. Want 'n ou wat die goud, 'n goudsmid en wat met silwer en daai goed werk, die manier hoe hulle weet wanneer die goud skoon is, hulle kook hom, hulle purify hom onder hitte met 'n vuur wat brand. Sodra die goudsmid kan sien sy eie refleksie in die goud, dan weet hy al die impurities is uit. Hy is reg vir gebruik. Selfs met my en jou. Die Vader kyk na ons, hy sien waar jy gaan, maar daar's 'n purpose. Hy sê jou geloof is kosbaarder, want die gewig van die goed wat jy glo, gaan die ding wees, gaan die eintlike deel wees. Dit gaan nie oor wat jy doen of wat jy sê of wat jy ook al dink as heilig nie. Dit gaan oor wat ek glo. En daai ding is die kosbaarste. Hy sê sonder geloof is dit onmoontlik om vir God te behaag. En die wat glo, moet glo dat hy is wat hy is. Jy moet glo dat hy is 'n goeie Vader. Jy moet glo dat jou sondes is vergewe. Jy moet glo dat jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Jy moet glo daar is geen condemnation op my lewe nie. Jy glo al daai goed, want dit maak jou vry, want die seun het die prys betaal. Hy sê, moet glo dat hy is wat hy is. En dan volgende sin, selfde asem, 'n beloner is vir die wat hom soek. 'n beloner is vir die wat hom soek. Soek eers die koninkryk en sy geregtigheid en al die goed sal gevoeg word. Moenie inward soek nie, moenie victim raak nie. Soek die koning. Hy sê dieselfde sin in Filippense 2, dieselfde sin wat daar in Christus was, moet in ons wees. En in Korintiërs 2 sê ook, wie sal vir die Here raad gee? Wie ken die gedagtes van die Here? Maar ons het die sin van God, Christus. Ons het die gees van Christus. Engelse Bybel sê ons het die mind of Christ. Dieselfde sin wat in hom was, dieselfde geloof, alles moet in my wees. Die fokuspunt is nie waar jy was in die lewe nie. Want jy is al deur, hier sit jy. Die fokuspunt is jy sit hier vandag. Almal is deur goed. Hier sit jy. Hier sit jy vandag. Deur baie gekom. Hoekom wil jy nog steeds dit oor jou maak? Die Here het jou deurgebring, jy is hier so, jou gebede is geantwoord, daar was 'n purpose daarin. Verander jou gebedslewe. Sê Here, ek is deur daai ding. Dit was horrible, maar ek sien jou woord sê, daar's 'n rede daarvoor, daar's 'n purpose. Wat is die volgende stap in my lewe? Jy gaan nie terug, jy stagneer nie daar nie, jy lê nie daar by die ou man nie. Hy ding is afgelê. En ek dink nou, alles 'n pad in die wildernis, in die woestyn, daai wat Louis ook gelees het, wat was dit, Jesaja 46, wat? 40. En Psalm 1 ook, en goed, dit is soos 'n boom wat geplant is langs 'n water. So ek sien al die goed afspeel in 'n dor plek wat nie sin maak nie. Verstaan? Want dit gaan nie oor wat jy observeer nie. Ek maak 'n pad in die wildernis. 'n pad in die woestyn, 'n rivier in die wildernis. Dis in daai onsekere areas waar jy nie kan sien nie, maar wat Paulus sê, ek lewe nie I don't live by sight but by faith. Dit gaan nie oor wat ek sien nie, maar oor wat ek glo. Want dit wat ek glo, sal ek sien. Gaan nie oor wat jy voel nie. Ons het te veel behep geraak met wat ek voel. Iets voel nie lekker nou, of iets voel weird, of het gaan oor wat jy glo. En miskien as jy dit glo, dan sal jy dit voel. Ek voel nie die Here is daar nie. Maak nie saak nie, wat glo jy? Want as jy dit glo, dan gaan jy dit voel. Ons wil dit eers voel, dan gaan ons glo.
As jy het werkie. 'n arend vlieg nie weg van die storm, hy vlieg in die storm in en gebruik die wind en kom bo hom uit. Ek en jy is nie gedesign om weg te hardloop van storms nie. Ons is gedesign om in te gaan. Hoekom? Want daar's 'n oortuiging van geloof in my, dat ek is meer as 'n oorwinnaar. Dat hierdie game is klaar gespeel. As hier iemand nie gister se Springbok 'n game gekyk het nie, jy was in 'n koma of iets en jy kom vandag na my toe en jy kom kyk die game saam met my, ek weet wat gebeur het. Dink dit gou, hoe sal jy lewe speel, lewe kyk, as jy actually weet wat gebeur het? As jy weet hierdie game is klaar gespeel en ons wen. Want ons wen. Die kerk is vir 2000 jaar al hierso. Vir amper 1500 jaar was daar nie eens 'n Bybel gewees nie. Die kerk het nog steeds gegroei. Die kerk het nog steeds floreer. Dit kan nie vernietig word nie. Ons wen. Moenie jou ore uitleen vir die wêreld en al hulle praatjies nie. Kom terug na wat die waarheid van Christus sê. Don't be anxious for anything. Hy sê in die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal waghou oor jou hart en oor jou gedagtes. Dis 'n belofte. En dit is waar. To be in perfect peace. En daai vrede, ek het al gepraat, dit strek nog baie verder. Dis voorsiening, dis niks tekort, alles in plek, dis alles, gesondheid, finansiëel, alles in jou lewe. As jy die vrede van die Here op jou lewe het. Hier is nog so baie. Kom ons lees nog, hoe laat sit nou, ek moet klaarmaak. Ai, Here, hier is nog so baie goeie skrif. Ons kan maar... Okay, jy weet, ek gaan nou nie lees, Efesiërs 6 vers 12 sê hy, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen principalities of the air, en hy sê, dis nie 'n fisiese fight nie, jou fight is nie teen sonde nie, ons almal is sonde georiënteerd, en ons almal wil hierdie fight uitoefen, en ons taai hierdie werke, en mense is nie, hulle glo nie wat gebeur het aan die kruis nie, hulle kom die hele tyd, as ek vra vir pastoor, ons moet hardwerke aan, of ons val in dieselfde bootjie, baie dae, dan lees ek my Bybel, of whatever, dan kom het uit 'n werke area, sê ek nie, wat doen jy? Hoe lees jy nou, wil jy iets doen? Wil jy iets gedoen het om jou sonde skoon te maak, wil jy iets bedek vir die Here? Waarmee is jy besig? Is dit nie jou stryd nie? Jou stryd was nooit teen sonde nie. Dis Jesus se stryd. Jesus het die fight gefight. Hy het die prys betaal. My stryd is nie teen sonde nie. Hy sê die stryd is nie vlees en bloed nie. En dan gaan hy verder aan en sê trek aan die skild van geloof. Verstaan? Dis 'n confidence, dis iets waarmee jy moet lewe. Dit wat jy claim, jy glo, jy het die skild. Maar jy moet dit nie glo, jy moet dit klik. Dit is hoe jy voorkom as iemand wat hierdie 'n wapenrusting aan het. Wat jy glo dit. Hy sê die stryd 1 Timoteus 6 vers 11 en 12. Hy sê but for you, O man of God, flee from all things, aim at it and pursue righteousness. Matteus 6 vers 33, soek die koninkryk, soek die koning, die fokuspunt is die koning. Hy sê pursue righteousness. Die righteousness is die koning se manier van lewe. Dit is sy 'n rulership in die kingdom. Hy sê seek the kingdom and his righteousness. So daar's 'n koning in die koninkryk, Jesus Christus en sy geregtigheid, sy leefwyse in die koninkryk. Hy sê soek dit en alles sal gevoeg word. Maar in 1 Timoteus 6 sê hy flee from all things, goedjies in jou ore, allerhande buite nuus. Aim at and pursue righteousness, right standing with God and true goodness. As jy weet jy is in die regte posisie met God, gaan jou gebedslewe anders lyk. Dis omdat ons nie dit weet nie, ons vergeet dit en ons kom slegter uit 'n gebedskamer uit as waar ons ingegaan het. Die thanksgiving gaan weg en dit raak 'n inward victim mentality. In plaas van 'n outward, ek is meer as 'n oorwinnaar mentality. Hy sê
of godliness, which the loving fear of God and being Christ-like, faith, love, steadfast, patience and gentleness of heart. Hy sê vers 16, die stryd is nie teen vlees en bloed nie. Hy sê, fight the good fight of faith. Dit is die fight. Jou geloof. Nie die ander battles wat ons wil fight en 'n tipe warfare aangaan nie. Wat wil jy daarmee doen? Dis gaan oor wat jy glo. Sarah, my dogtertjie nou die dag toe ons haar uitvind, ek en Jessica gaan nog 'n baba dogtertjie kry. Toe Sarah sê, "Ja, ek het geweet." En Jessica vra, "Hoe het jy geweet?" Sê, "Jesus het dit my gegee." Sy sê, "Maar hoekom het jy al voor gebid?" Sy sê, "Nee, ek hoef nie te bid nie. Hy weet." Sy sê, "Ja, dit is die regte attitude om te hê." Verstaan? Hy thanksgiving, van ek weet. Ek lewe, die goed wat ek claim, ek glo, is so swaar in my lewe, dat ek weet ek hoor van die Here. Ek hoef nie nog te gaan vas nie. Hy is in my wese ingeweef. Ek is bewus van hom. Ek het geoefen en alles om ingeoefen te wees in die gees, om sy stem te hoor. So daarom is dit nie meer vir my 'n issue nou nie. Ek kan aanhou en aanhou, want ek hoor die stem van die Here en ek sien dit en ek hoef nie te gaan afsonder en jy moet gaan bid, ja, maar ek hoef nie spesiaal nie. Ek kan lewe en besluite maak op on the go, want ek weet dis God wat in my lewe. Selfs as soos Tannie Rita toe hulle inry, toe sê sy, wat het sy gesê, hier wil ek bly. Dit was God wat gepraat het. Ons kan dit so internalize en so victim maak. Weet ek nou van die Here gehoor, of is dit my eie stem, is my eie stem. Wat is die Here nou? Ek kan nie meer, weet nie meer nie. So gemors. Dis sommer dat alles uit 'n werkeplek uitkom. Hy sê, neem my juk op julle. Dis lig. Almal wat moeg is, swaar belai is, kom na my toe. Neem my juk op julle. Sy lering, sy sin, soek sy koninkryk, sy geregtigheid. Hy sê, neem dit op julle. Dis lig en refreshing, soos 'n cool breeze in 'n warm dag. Ja. Amen. Fight the good fight of faith. Lay hold of eternal life to which you were summoned. Summoned, ek hou van daai woord, to call forth, summon. As jy selfde met, as jy Abba Vader, daai wat hy sê in Galasiërs, ons roep uit Abba Vader, daai uitroep na die Vader, dit wat dit daar beteken, is soos, to summon the Father, verstaan? En hier sê hy, fight the good fight of faith. Lay hold of eternal life. Jou denke moet al klaar eternal wees. Nie vasgevang hier so, ek het nog 10 jaar oor, of wat gaan nou, jy dink nie so nie, jy het 'n eternity mindset. Tyd loop nie uit vir jou nie. Jy is nie gekoppel, gebonde aan tyd, want dit moet nog gebeur nie. Jy dink in ewigheid in, jy hou nie op met dink nie. Hoekom sal jy jouself so siek maak? Fight the good fight of faith. Fight die fight. Moenie in jou gebedskamer ingaan en goed afbreek en bind en kere gaan nie. Fight the fight of faith. Kyk wie jy is in Christus Jesus en wat is jou inheritance in Christ. En glo dit. Hy sê Hebreërs 12, oë gefestig op Christus Jesus. Sit gou Hebreërs 12 vers 1 Amplified Classic, maak ons klaar. Goed. Ja, sit vir my 1 Johannes 5 vers 4, 1983 vertaling, as dit klaar. 1 Johannes 5 vers 4, 53 vertaling. 1 Johannes 5 vers 4, 83 vertaling. Hy sê, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. Hoor daar. Ander vertaling sê enige iemand wat uit God uitgebore is. Daai wat ek net te vertel het van die doop en alles. Want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. Is dit nie goeie nuus nie?
Hy sê, en die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal, is deur ons geloof. Dis in die gewig van die goed wat jy glo aan Christus Jesus. Moenie die trauma die fokuspunt maak nie. Daar's goed wat gebeur binne in die trauma wat jy mis, die golden thread van hoe God werk. Ons 'n purpose vir dit. Jy stagneer op wat met jou gebeur het. Victim, maar God vat jou daardeur, want ons 'n purpose, ons 'n ander punt waar jy moet uitkom. Kom ons kom daar uit. Maak los van wat agter jou is. Ons sluit ons oor. Here Jesus, dankie vir die woord. Here, dankie dat U inkom vanoggend en kom vrymaak. Heilige Gees, ek soek hulp van U. Heilige Gees, dit is net U wat dit kan doen. Dit is net U wat hierdie vrug van die Gees, Here, hierdie selfbeheersing, hierdie gedagte gevangene neem opdrag wat U vir ons gegee het, om alles, Here, wat teen die kennis van God praat, alles wat teen U praat, Here, dit is ons stryd, ons neem dit gevangene, en ons maak dit gehoorsaam aan Christus Jesus, ons glo wat U sê oor ons. Heilige Gees, help ons met hierdie dinge, help ons met selfbeheersing, dat ons die ander goed sal neerlê, wat ons kosbare tyd steel van U, Here. Dankie dat U herstel, Here, dankie dat U tyd weer terug herstel in ons lewe. Dit wat ons voel, ons het verloor, nooit verlore was nie, dat U kom in, en U kom herstel. Here, ons weet U woord is waarheid. Ons weet dit wat U sê is waarheid, Here. Ons weet dat om in U te glo, is die ultimate wat ons kan doen, Here. Ons rus, ons gooi alle laste af, nou kom almal hier so vanoggend, gooi al die worries af, want die woord van God sê, do not be anxious about anything. Kom almal hier vanoggend, sommer in jou kop, denk beeldige prentjie, want om alleen te glo is so belaglik. Alles wat vrees inbring, alles wat twyfel inbring, alles wat teen die kennis van God praat, alles wat sê jy is nie waardig nie, alles wat sê jy het nog skuld om te betaal, al daai leuns wat inkom, vat ons nou gevangene en ons maak gehoorsaam aan Christus Jesus wat ons werklik is. Ons is vergewe. Ons is silwer skoon gewas. Ons is in die regte staaning met God deur Christus Jesus. Ons is daai geregtigheid. Ons veg die goeie stryd van geloof, Here. Ons wil nie uit ons eie uit nie. Gefokus op Christus Jesus, the author and the perfecter of our faith. Eenvoudig soos dit. Halleluja, Here. Dankie vir die pad van geregtigheid waarop U ons lei, Here. Maak nie saak asof dit deur 'n donker dal van donker skaduwee is nie. Dit gaan nie daaroor nie. Here, ons sê vanoggend, ons declare dit, ons gaan nie afgeskrik raak deur die storms nie. Want ons weet die pad waarop ek is die regte pad. Dankie, Here, vir vrede. Dankie vir vryheid vanoggend hierso. Dankie dat mense loskom vanoggend, dat daar weer opgewondenheid kom in die harte van die kinders van God. Dat leuns uitgespoel is vanoggend en waarheid het ingekom. Dat geloof is kosbaarder as goud en ons fokus is nie op die omstandighede maar op U, Jesus. Dankie wat U doen nou hierso. Dankie vir kettinge wat afval. Drome wat weer revive word. Hoop wat weer inkom, Here. Lieflike lewe. Dankie vir lewe, Here. Dankie vir hierdie skepping. Alles wat so perfek werk, Here. Alles wys dat U is vir ons. Ons het niks tekort, Here. As baie gebede wat antwoorde kort, ja, maar ons in ons wese nou is so ryk in Christus. Wow. Ons het alles in Christus. Ons vind ons delight in U, Jesus. Ons kom drink van U lewende water, Here. Dankie vir U kerk, dankie vir U liggaam. Dankie dat U die hoof is van die liggaam. Halleluja, dis huge. Dankie, Jesus. In Jesus naam.
Amen. 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 Dankie julle. Blessed dag vir julle almal. Amen.